Selfs in die slegste tye. Wat is dit dan met die dingetjie? So Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Vir wie is hierdie deel geskryf? Vir almal. Nee. Net vir die gelowiges. Nee. Vir die wedergebore kinders van God. Okay. Ek en Claudia het hierdie week gepraat oor Christene. En sy sê toe daar moet onderskeiding wees, want mense sê hulle is Christene, maar dan doen hulle al hierdie wêreldse goeders. En so hulle word Christelik groot, maar hulle leef nie noodwendig Christelike lewe nie. Dink gou aan Jehovah Getuies. Hulle sê hulle is Christene. Okay? Mormone. Is die day of lekker day of sex. Die Seelendagse Adventiste. Selfs die Katholieke. Hulle eis dat hulle Christene is. Maar waar kom die woord Christus vandaan? Christus. En aanbiddende Christus. Hulle die goddelikheid van hom weggeskat. So my ma het altyd gepraat van kinders van God. So jy is of Christen of jy is 'n kind van God. Nee? Nou die vraag is, waar moet Christus dan wees? Hy is veronderstel om binne elke persoon te wees. Hy moet hier in ons midde welkom wees. Hy moet in ons huis bly, in ons werk en wandel, van ons lief tot by ons graf. Want as ons hom hier uitdraag, is ons niks beter as enige van my hoogmoedig dowe wat ek genoem het nie. Die slegte dinge gebeur met goeie mense ook, maar die vraag wat opkom is, dink 'n bietjie aan ongeneeslike kankers. Kry mense, kry kinders van kanker. Hulle doen. Finansiële stres, werkloosheid, abuse van mag. Ek gaan 'n paar gelowiges se getuienis aanhaal, net dat hulle sien hoe dit wat sleg is met hulle gebeur het, nie? Hoe dit goed uitgedraai het. En ek het op vanoggend iets baie awesome gekry. So hierdie is 'n soort van die vooraf en dan sluit ek af met die awesome. As 'n mens gebede het, moet jy spesifiseer. Wanneer jy bid, moet jy glo dat God 'n beloner is van wat ons soek. Ek raak bekommerd wanneer mense sê, hulle glo nie meer aan God se mag of voorsiening nie. God maak nie meer gesond nie. God het aan sy name wat in die gebed is, wat jy kan gebruik vir 'n sekere ding. Ek gaan 'n voorbeeld van Jehovah Tsidkenu is 'n God wat regverdig maak. Jehovah Jireh is die Here wat voorsien. Hy voorsien ons nog steeds. En dan moet dit vir jou wees volgens wat jy glo. Ek gaan 'n paar Bybelverse gee as verwysings en dan gaan ek 'n paar Handelinge 29 uithaal. Okay. En dan kan jy besluit hoe jy dit nou gaan. Een van die sterkste voorbeelde wat daar was in die Bybel van iemand wat
dit my sleg gegaan het, wat God die goede meegedraai het, is Job. Hy verloor al 10 sy kinders op een slag. Hy verloor al sy besittings en hy verloor sy gesondheid. En die mense wat veronderstel is om hom te ondersteun, draai teen hom. Hy moes verskriklik alleen gevoel het. Selfs sy vrou en vriende slinger vals beskuldigings teen hom en teen God. Lukas, as jy Lukas lees, dan gaan jy baie gevalle kry van mense wat genees is. Miskien is het omdat hy 'n dokter is, dat hy daarop geconcentreer het. Maar ek wil woorde uithaal wat Jesus gebruik het gehou. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Dit is nie die feit dat sy Jesus so aangeraak het en sy toe so gesond geraak het, wat haar genees het nie. Dit was haar geloof. Want Jesus het gesê, jou geloof het jou gered. Die man wat blind was van geboorte af. Hy moes donker deur die lewe gaan. Hy moes op ander mense staat maak om hom te vat waar hy wil wees, en dan sal hy ook om seker gevat het waar hy nie wil wees. En toe Jesus hom gesond maak, was die rede wat Jesus gegee het vir sy blindheid, dat hy 'n getuienis moes wees vir die koninkryk. Okay, so dit gaan in die soldaatse seën. So ons kan nou sê, okay, dis kinders van God, met wie dit gebeur het, maar die soldaat was nie 'n kind van God nie. Inteendeel, hy was aan die vyand se kant gewees. En hy kom daar in Jesus toe en hy sê, maak asseblief my seun gesond. En Jesus sê vir hom, laat dit vir jou wees, volgens jou geloof. Hy is as 'n heiden gereken. En wat kan ons daar uitleer? Dat niemand goed genoeg is nie. Selfs vir heidene sal die Here dinge doen, om 'n getuie te wees, om hulle te kry, om tot bekering te kom. In vandag se lewe is daar 'n vraag wat gereeld gevra word, nee, en dit is genesing nog steeds deel van die werk wat Jesus doen vir mense. Ek het 'n paar getuienisse op die internet gaan opsit, en dan wil ek ook daarop uitlig dat party aanvalle wat jou siek maak, absoluut demonies is. Okay. In 'n sekere dorp het daar 'n vrou gebly met die naam van Maria. En sy het 'n siekte gelei wat haar verlam gemaak het. En haar toestand het versleg tot die punt toe waar die dokters gesê het, daar is geen hoop meer vir haar. En hulle het die familie begin te voorberei op die ergste. En toe een aand het haar vriende allemaal by mekaar gekom en hulle het vir haar gaan bid. En terwyl hulle besig was om te bid, kry sy hierdie warm gevoel wat oor haar gaan. En sy het 'n gevoel van vrede ook ervaar. En die volgende oggend, toe staan sy op. Haar siekte het oornag verdwyn en die dokters het nie geweet wat die verklaring daarvoor kan wees nie. Nou, dit was die sleg wat met haar gebeur het. Haar wonderbaarlike genesing het 'n bewys geword van die krag van gebed en geloof. So dit het ten goeie meegedraai. Samantha het 'n enorme uitdagings in die gesig gestaan nadat sy met 'n kroniese siekte gediagnoseer is. Die pyn en onsekerheid het swaar op haar gedruk, maar sy het troos gevind, draai hom aan, gebed en krag. En sy het gevra om daai beproewings te kan deurstaan. Met verloop van tyd het sy 'n positiewe verandering in haar geestelike en emosionele toestand opgemerk. Haar veerkragtigheid het gegroei en sy het daarin geslaag om haar siekte met grasie en vastberadenheid te hanteer. Nou, hulle sê nie dat sy genees is nie. Hulle sê sy het 'n kroniese siekte gehad, met ander woorde, dit is iets waarmee sy geloop het. Maar haar houding was, Here, help my hierdeur. En gebed kan innerlike krag en moed bied ten spyte van die aangesig van teëspoed. Persoonlike getuienis.
Na Andreas se geboorte was my rug af. Ek kon nie as ek voorloop dan kom om terug te maak, dit was beskiklik seer. En toe is daar 'n gelesingsdiens by die BBK in Brixton. En die pastoor het die klomp mense die voor hom gehad en hy het vir almal gebid, een na die ander en hulle het gaan sit, nooit vir iets gehoor nie, so hulle is nie teen genees. Maar hy kom toe by 'n sekere vrou en sy praat met hom en hy sê vir hom, jou een been is korter as die ander ene. Staan daar. En hy gaan verder in die lyn af. En hy kom by my en ek sê vir hom, ek net asseblief vir my rug. En hy sê vir my, jou een been is korter as die ander. Waarvan hierdie pastoor nou getrek is? Ek het rugpyn, dit het niks met my bene te doen nie. Maar ek staan hier en kant. Nou gaan hy verder. So die eerste vrou waarmee hy toe gepraat het, sit, en hy is laat sit op die stoel, en hy lig al bene so langs mekaar. Daar is so 'n spasie nie, tussen die, wat weet ek, hierdie koppies so, van die een been na die ander een toe. En hy bid, Amerika is baie nuuskierig, so ek kyk wat gebeur en ek sien, hoe kom hy reg. Dit was awesome. So nou is dit my weer, maar nou is ek bang om my oog op te hou terwyl hy vir my bid. So ek maak nou my oog toe en ek voel hoe my been trek. En daai rugpyn is weg. Daai spesifieke rugpyn, daai ene wat my lam gemaak het, is weg tot in die vandag toe. So, ja, ek het gedink die pastoor weet nie waarvan hy praat nie. Ek sal nie wees sonder enige iets nie. Goed, nou kom ons gepraat oor die beskerming, ek het van gelesing gepraat, maar kom ons praat oor die beskerming. Ons het lekker liedjies gesing wat sê, Jesus beskerm ons, nie? En veral die psalms, as jy beskermingspsalms soek, of beskermingsgebed soek, kan jy die psalms soek. Want almal was al kwesbaar van een of ander aard en veral Dawid het gedigte geskryf. Het jy al gedroom van iemand jy weghardlik vir iemand en jy is constant in dieselfde plek neerkom, kom is op pad na jou toe, jy kan nie wegkom nie. Of wat van, is enige een van julle al beloof? Ek weet nie laat jy gewerk by die waterplek en toe sê sy, was jy? Dis ook reg, nee. Want sy het al gewerk en sy in die sin nou, en toe sy was agter besig met 'n shrink, dis blijkbaar hierdie plastiek kakke om die bottels sit, en die volgende oomblik staan daar ou met 'n pistool langs. En sy vererg vir die ou, want hy bly tik kanaal, en sy vat haar steamer, en sy druk het in sy gesig. Sy het altyd gedink as sy die dag gedroog word, dan sy vries, maar sy druk haar steamer in die ou se gesig. En toe kom dit, as dit die ander ou was, want hulle was twee, as dit die ander ou was wat agter was, het hy al geskiet. Want hy gaat die nonsens. So die oukie was nou nogal 'n bietjie rustig. Maar kyk nou net, daai ou is by die sinde, wat nie gaan teestribbel nie. En hierdie ander oukie is by Nina. En hy gryp haar sak in haar hardloop uit en sy sê vir hom, jy vat my kosplek, my kosplek. En hy vat die kosplek uit die sak uit en hy gooi hom voor terug. En dan is weg met die geld, R700 wat sy daarom gehad het vir die skool, om daai dag te gaan betaal. So een dag gaan hy. Kyk hoe die Here hulle beskerm daar. Wat 'n skrik het wie aangeval. Dan gaan nou jou getuienis wil luister na die mense. Okay. Dawid was aangeval gewees. Ek het nou weer Dawid was aangeval gewees deur Saul. Nie een geleentheid nie, op paar geleenthede. So hy sit aan tafel, heel onskuldig, sit en eet, en die volgende oomblik kom die spies. En hy moet koes, en hy moet hardloop. Nou moet julle dink nie, 'n paleis was vol wagte gewees. So hy moet sy storie geken het om by die paleis uit te kom. En toe, eventually, ontmoet hy vir Jonathan, en hy sê vir Jonathan, ek kan jou al by dood maak.
sê, okay, ek gaan vir jou teken gee, kan jy terugkom, of verdeel jy nie, of moet jy maar liewer terug. So dit almal ken die geskiedenis, almal weet hoe, okay, hy moes nou weggaan, nie? Maar hy kry toe in die grond weg, waar Saul inkom, hy sê 'n bietjie verder af van die grond, en Saul kom daar in te oornag, en hy gaan sny 'n stuk van sy kledingstuk af, en hy sê vir Saul, as jy jou doodgemaak het, dan sal dit gedoen het. Maar kyk hoe skerp die Here vir Dawid. Hy slaap terwyl hy in sy wagte slaap terwyl hy sny. Okay. En toe gaan kry hy weg en nogal waar by die vyande se gebied. Hy gaan bly by die Filistyne, hy eintlik by die eerste plek uitgehaal het. En dit was die sleg wat met hom gebeur het. Maar weet julle, toe die Here dit die goeie meewerk, toe word hy die koning oor Israel. En hy heers. Saul kon hom nie doodmaak nie. Nog 'n naam wat ek gaan gooi is Rahab. Julle ken die storie van Rahab? Die daar loop die volk kom daarin, of daar was 12 ouers wat daar aangekom het, hulle die plek bespied, spies, en sy hand binne. En al wat hulle hoef te doen om gered te word, is om 'n vlaggie by die venster uit te hang. En die volk kom en hulle masseer 7 dae lank om die stad. Hoe moes baie mense nie bietjie bekommerd geraak het toe hulle daar gestap het? En daai mense is binnekant vasgekeer, maar hier stap die volk, 7 dae, elke dag 1 keer om. En die 7de dag, doodse stilte, begin daai volk te marcheer. 7 keer om daai muur. Hulle sê nie 'n woord nie, julle nou al gesien, ek dink ek klomp mense, het julle al geluister, klink ek in 'n hol, was al baie mense is. Ek het al daai mense moes daar gewees het en daar nie gelykheid gekom nie. Maar hulle stap 7 keer daarom, en die 7de keer, toe blaas die horings en hulle skree. En wat gebeur? Daai mure val neer. En Rahab se huis, hulle bly staan. En dit het alles verwaar en goeie meegewerk, om aan die volk se kant te wees. En ek dink dat dit sy Dawid se familie geword nie, Dawid is sy daar uitgebore saam af. Nog iemand, Noag. Die ark word gebou. Die mense help selfs om die ark te bou. Vir hoeveel jare? Al dink hulle, hy is maar nooit getik. Dan gebeur al iets wat hulle eintlik moes laat weet het. Maar diere kom van nowhere af en loop in die ark. Wie bly nog buite staan? Hulle het 'n kans om in te gaan. Maar ek was jy hoe erg aan daai mense altyd was nie, hulle wat die hulle. En toe die eerste druppels begin te val met, toe kap daai deur toe, en niemand kan inkom nie. En hulle is gered. Of sterf al hulle vriende buitekant. Is hulle gered, en hulle word die volgende generasie volg. Gehasie is saam met Elisa, en daar kom 'n leer van die vyand aan. En Gehasie is bekommerd, en hy sê vir Elisa, ons moet iets doen, wegkry, wat ook al, en Elisa bid, en hy sê, maak asseblief Gehasie se oë oop, dat hy sien wat ek sien. En toe sy oë opslaan, toe sien hy die weermag van die hemel, voor daardie vyandelike weermag. Ons glo nie, want weet jy wat, nee, ons kyk net hier, ons sien net hierdie gedeelte. So wanneer ons in ons huis is en daai deure stuur, dan dink ons nie aan wat verder aangaan in die geestelike reality. Ons staan onder God se beskerming, maar ons worry oor wat sê Julius Malema, wat sê Ramaphosa, wat sê Trump, wat sê Putin. Ons worry oor daai tipe goeders. In plaas van dat ons binnekant is en die Here vra, maak asseblief ons oë oop dat ons kan sien waar wat is om ons te beskerm. As ons aangeval word, moet ons skuilplek wees by die Allerhoogste. Dis waar ons moet wees. Daar was onlangs 'n plaasaanval, dit was ook op die internet
die hele wêreld vol, van die vrou wat in haar kombuis staan. En toe die twee ouens ingepop, en met gewere, en sy bid, Leeu van Juda, red my. En die volgende oomblik gooi die ouens sy geweer teen die vrieskasbot was, en hulle staan daar. En hulle kry toe die twee ouens, en hulle vra, wat het nou gebeur? En hulle sê wat? Daar was 'n groot leeu gewees by die vrieskas. Ek sê die dag, as ek hier in leeu my brood gooi met 'n geweer, maar okay. Daar was 'n enkel ouer, haar naam was Nita. Sy het in 'n woonbuurt gewoon wat 'n toename en misdaad ervaring. Uit vrees vir haar eie veiligheid en die van haar kinders, het sy daaglik vir beskermings en vrede gebid. Een aand toe sy huis toe kom, het sy 'n verdagte figuur naby die huis gekry. Sy was bang gewees en het weer 'n keer gebid, Here, nee? En dit is mos die kortste gebed wat daar is. En die volgende oomblik verskyn haar buurman langs haar. Nou, haar buurman was 'n polisieman. En toe vra hy vir haar, kan ek saam met jou huis toe stap? En sy sê sy asseblief, en omdat daar toe nou twee mense is, toe besluit die figuur om die pad te vat. Jan het gesukkel om werk te kry. Hy het sy werk verloor. En maak nie saak hoe hy gesukkel en hy het weer onder wat na die ander gegaan. Hy kon nie ander werk gekry het nie. So hy het sy series voorstelling gegee met al sy goedjies waarvoor hy geleer het by. En toe eendag, toe hy ook baie moedeloos was, toe bel een van die maatskappye hom wat hy die onderhoud gehad het. En toe bied hulle hom 'n salaris aan hoër as wat hy gehad het by die werk waar hy was. So partykeer vir hom het gevoel hy verloor sy werk, so hy was negatief gewees. Hy het nie finansies nie, want hy moet sy skuld betaal, daar is nie werk nie. Vir hom het het gevoel asof alles agteruit gaan. Maar toe word daar 'n deur oopgemaak wat beter was as die deur wat toegemaak is. So net omdat hy daar deur gegaan het nie, het dit wat sleg met hom gebeur het, ten goeie uitgedraai. Emily het kontak met haar sussie verloor. Maar ek weet hoe dit voel. Ek weet hoe dit voel wanneer jou familie en jy nie meer met mekaar kommunikeer. So, en sy het gebid. En maak nie saak hoe sy uitgereik het, en dit was nie vergeefs. En sy het net bly bid. En toe eendag, toe bel ons sussie om haar te ontmoet. Toe kan hulle twee gaan sit en gesels, en kon met mekaar gepraat het, en kon die saak uitgesorteer het, en toe het hulle weer vriende geraak. En het sy haar familie weer teruggekry. Maar Michael was weer met sy pa wat hy te doen gehad het. En daar was baie misverstande tussen hulle twee gewees. En hy het op weg gegaan en toe eendag toe kry hy 'n oproep van sy pa af, hulle moet asseblief ontmoet, dat hulle kan praat oor. En toe hulle daai misverstande uit die weg uitgeruim, en toe sy en sy pa weer vriend. So, en het is lekker gevoel as jy die familie terug het. Want families is eintlik die sterkste wat daar is. En dit is juist dit wat die Bybel wil breek. Hy wil daai familie eenheid wil hy breek. En hy hou dit nie net in een gesin of een familie nie, hy bring dit kerk toe ook. Jesus het gesê, vrede laat ek julle na. Is dit net doelangse vrede? Of daardie vrede dat jy in 'n storm seer is en 'n dood en jy veilig voel ten spyte van al die onrustige waters rondom jou. Maar wanneer het dit gehaal het is? Jong, dit het aangehaal. Die goedjies wat hulle opgesit en dan spring jy al, soos hulle by val op die grond, dan spring hy op. Was hy nie wat gesing in die kerk kom vir Jesus, het dit my baie gedaan. Die mense sê so, en en my kar en alles, maar dit is hoe dit van my gelyk het. Al die getuienis wat ek ingenoem het, en nog baie meer, is 'n bewys dat net nooit niemand kan ontkom van die lewe nie. Ons is veronderstel om te wees van mekaar. Kan ek vrae gaan om vir kamer met jou geleer het asseblief? Nou is 'n goeie tyd.
Wil jy? Een paar dinge om die lewe beter te maak is om en vir jouself ryker te maak, nie, is om mekaar te ondersteun. Maar gaan hier nog vir my dit aan 'n rugby-wedstryd. Hoeveel mense is in 'n span? 15? As daar net een ou is wat met 'n bal wat? 23. 23. Maar 15 speel. Maar 15 speel. Ja, 15 speel. Die anders speel te bal. As die een ou met 'n bal hardloop en hy wil nie daai bal uitgooi nie, gaan hulle dat dit kan aanteken. Ek dink dit is as hulle hom tackle, as hy nie die bal met sy maatjies wil deel nie, en hulle tackle hom, gaan hy die bal verloor, in elk geval. Maar in plaas van om dit te verloor net om vir 'n maatjie aan te gee, gaan hy dit verloor aan die teenoorgestelde kant, nie? En dan gaan hulle die punte kry. So as jy die bal aangee, kan jy punte kry, as jy nog vasthou met selfe rol en alleen wil speel teen ander 15 mans, dan gaan jy verloor. Dit is nie altyd lekker om te deel nie. Jy mag ook motiveer om te deel, wat nie altyd lekker is nie, en vir jou voel na swaar gas, maar op die einde wanneer jy op die podium staan, sal dit vir jou staan, die goeie meewerk. Ons is kan onderstaan mekaar se laste te dra. Dit sal die ander se laste verminder, en gedeelde smart is alweer smart. Ek het nog gepreek oor Mattheus 25, ek sê goeie preek daarvan maak nie, dus soveel julle dit aan ander gedoen het julle dit vir my gedoen. Moenie die persoon self sien Jesus. Wat jy doen, doen jy vir Jesus, nie vir daardie persoon nie. En jou beloning sal groot wees in die hiernamaals. Vergewe mekaar, meestal ter wille van jouself. Want as jy daai stoel gaan dra, die hele tyd gaan jy afchop. Dan kan God jou vergewe, en daai swaar las van verbittering teens onvergewensgesindheid word gebreek en herstel word vry. Ek het ook al gepreek en met jou naaste lief hê soos jouself, liefde gevat in 1 Korintiërs 13 en Galasiërs 5:22. Ag jou broer hoor as jouself, want dan sal jy nie ongelukkig voorkom nie, en dan word die swaar kry van jou lewe omgedraai en die getuienis van God dit vir jou ten goeie dan meewerk. Moet nooit ophou om aan God vasstel nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, want jy is sy kind. En jy is veronderstel om as ouers te weet wat die beste is vir jou kind, so jy kan ook God vertrou om te weet wat die beste is vir jou. Slegte dinge mag met jou gebeur, maar as jy God se kind is, draai jy dit om sodat dit 'n goeie ding word. Selfs as mense sterf, wat die deel is van die lewe, kan dit goed uitdra. Want op die aarde mag jy jou oë sluit, maar as kind van God maak jy jou oë oop in hemel se heerlikheid. Voor die nagmaal sluit ek af met die laaste en heel belangrikste voorbeeld. En ons het dit vanoggend soos 3-4 keer met 4-5 liedjies, so liedjies almal. Hierdie is net opgekom, so ek deel dit baie graag. Dit is die ultimate voorbeeld van iets sleg wat gebeur het, maar wat goed uitgedraai het. En hierby wil ek ook sê dat dit sy keuse was om deur te druk. Ek glo nie daar was al iemand op aarde of sal weer wees wat hier deur gegaan het nie. En dit is wat Jesus op sy kruis gedoen het. Die spanning voor die tyd, wat hy selfs bloed gesweet het, toe hy gevra het, Here, wat dit asseblief by my verbygaan. En gelukkig vir ons, ongelukkig vir hom, moes en het hy deurgedruk. Hoewel hy God was, hy kon enige tyd kon hy gesê het tot hiertoe, maar hy was ook mens gewees. En elke verraad, elke doring, elke keer wat hy gespoeg was, elke keer wat die vuis op hom geklap het,
elke sleepel wat geslaan was, hoe hulle hom ook al gespot het. Hy het dit gevoel. Toe hy die kruis moes dra, val hy, want sy kragte was op. En ek dink die engele mag was so kwaad vir die mens, want hulle kan iets gedoen het, hulle kon dit doen, maar hulle mag dit nie gedoen het nie. En aangesien die kruis 'n vervloeking was daar elke vloek wat op die aarde uitgespreek was, daar ook geplaas op sy skouers. Die aarde, sondes wat mense doen se vloeke, dink gegaan in Deuteronomium 28, as jy nie, dan sal ek en daardie vloek oor julle gaan. Hy dra dit almal op voorwaarde dat hulle dit aanvaar. Anders verkies hulle self om onder daai vloek te bly. Die oomblik wat jy tot bekering kom en wedergebore word, val daardie vloek weg. Jou pad begin dan eers op die regte pad te stap. Ek bedoel, as jy die babatjie is, jy gaan steeds foute maak, maar die vloek self is weggegaan. In die ou tyd was daar mense wat nie eens in die tempel mag ingekom het nie, as gevolg van die vloek wat op hulle uitgespreek was. En Jesus het daardie vloeke op sy skouers geneem, toe hy daai kruis het opgeneem het. Toe die spykers deur sy alreeds stikkende liggaam geslaan is, het hy dit gevoel. Hy het dors geraak. Sy liggaam is gebroken. Selfs aan die kruis versorg hy nog steeds sy ma. En asof dit nie genoeg is nie, stap daar 3 ure duisternis toe. En elke siektetoestand in mense jeugnis word op sy alreeds stikkende liggaam geplaas. Dan heb ek gevoel, jy is jy siek is, ek het nie kan krap in my keel volgens, so ek is geriteerd van dit. Maar dan heb ek as jy koors het, hoe dit voel as jy griep het, hoe dit voel as jy anker moet hê. In een maand is 4 van my familielede weggeneem met COVID. So dit was niet so erg geweest. AIDS, maagkrampe, migraines, longontsteking, gebarste darmontstekings, renale probleme, nog iets? Bors, asma, na 3 uur het sy liggaam nie eers meer krag gehad om verder te verkeer nie. En hy gee sy gees in God se hande oor. En hy sterf. Op die oog af het dit gelyk asof dit die slegste is wat kan gebeur. Maar toe hy sy oë hier sluit, vier die duiwel fees en hy dink hy het oorwin. Maar die grendels van die doderyk word met 'n sleutel toegesluit. En as iemand sterf, dan kan hy nie weer van daai kant af terug op die kant toe nie. En die dood was trots. Hy wou nie teruggee wat hy gevat het nie. En dis stap Jesus daarin. En hy gaan vat daai sleutel by die doderyk weg. En dit staan in Openbaring geskryf, nie? Ek die sleutels van die doderyk. Na 3 dae gebeur daar wonderwerk, wat alles ten goeie laat meewerk. Jesus staan uit die dood uit op. Hy die dood en die graf oorin, en dit kan hom nie daar nie. Die doderyk het sy almal verloor, en hy kry 'n naam bo elke naam. Ek wil gaan die hele kry gaan sê doen. Jy sê Jesus en dan jou naam daarna. So ek gaan sê Jesus Marieke. Sê Jesus Marieke. Jesus Gideon. Jesus Marius. Jesus Jan. Jesus die Groot. Jesus Jan. Een naam bo elke naam. Dit is die vryheid. Hy moet meer word en ek moet minder. En sy naam is nou die belangrikste wat op aarde kan wees. Kyk wat sy dood vir ons nie gedoen het. As ons sterf, wat dalk nie goed mag lyk wanneer dit gebeur nie, want ons weet nie hoe ons gaan sterf nie, so ons weet nie hoe ons paadjie gaan wees daardeur nie. En jou keuse hier op aarde was Jesus. Stap jy ten goeie, jou ewigheid in by Jesus. En jy sal by hom 'n ewige fees maak.
So, my dood was jou aanhou. Selfs in die dood, gaan die Here dit vir ons ten goeie uitneem. Maar, maak asseblief die regte keuse. En jy moet kom net soos jy is, jy hoef nie te verander nie. Maar die verandering kom nadat jy gekom het soos wat jy is. Kan jy sê, ek wil eers myself regkry en dan kan ek keuses maak. Kom terwyl jy nie regkry is, dan kan jy keuses regmaak. 'n baba loop nie die oomblik dat hy in 'n hospitaal gebore word nie. Hy moet eers aangedag word. En wat in die gees, ag in die natuurlike realiteit word deurgetrek aan die geestelike realiteit. Nadat jy weet wat gebeur het, is ons reg om die nagmaal te gebruik. En as jy ook aan my reiers gaan goeie route te maak, kan dit ons eers. Here, mense het teen my oortree, en dit het my weerloos en seer gemaak gelaat. Ek kies nou om die seerkry in u hande te plaas. Spreek op vry asseblief, Here, want ons almal is mense en almal maak foute. En ek kan nie van u verwag om my te vergewe, as ek nog vasthou aan my seer wat ander aan my gedoen het nie, sodat daardie seer tot my goeie kan meewerk. Maak my los, maak my vry. En wanneer ek iemand te nagekom het, vergewe my asseblief. Gee my die moed om met daardie persoon te gaan regmaak. Vergewe ook asseblief al my oortredinge, wetend en onwetend, sodat ek geregverdig voor u kan staan. In Jesus se naam.